Here, net soos wat ons vanoggend hier staan, Here, kom ons en ons gee U as ons Abba Vader al die lof en al die eer. Here, ons kom vanoggend om U naam groot te maak. Here, ons het gekom vanoggend as 'n groep, Here, as kinders van U, Here, as familie, om ons Vader al die lof en al die eer te gee. Here, en dat ons nie sal nalat vanoggend om dit te doen nie, Here. Om U naam groot te maak, U naam bo elke naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons gee al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Ek wil net vanoggend eers begin voor ek ons vaders vorentoe roep, wil ek net vir julle ietsie lees. Al die papas gaan so 'n mooi kaartjie kry. Annel, baie dankie. Heilige Gees het op haar hart gelê om vir die manne hierdie kaartjie te maak vanoggend. Nou gaan net eers hierdie een kant lees. Vadersdag is 'n baie spesiale dag waarop ons erkenning gee aan vaders en vaderfigure. En ek dink dit is so belangrik, vaderfigure. Baie keer is daar mense wat 'n pa vir iemand is, maar hy's nog nie fisiese pa nie, maar vaderfigure. Nie net vir wat hulle doen nie, maar vir wie hulle is in ons lewens. Eerste dankbaarheid. Ons sê dankie vir die liefde, die opoffering, die offering gee dikwels sonder erkenning. Erkenning van rol, die tweede ene. Paas vorm die fondasie van ons gesin en geestelike anker. Vadersdag erken hierdie unieke en belangrike rol. Vierde, liefde en invloed. 'n Vader se liefde laat kinders veilig voel. Sy invloed kan geslagte lank deurwerk. Dis iets om te vier, verseker. Nommer 4, eer ook vaderfigure. En hierdie een is so belangrik. Vaders gaan nie net oor biologiese paas nie, maar ook oor stiefpaas, oupas, mentors en geestelike vaders wat 'n pa-rol vervul. Nommer 5, geleentheid vir gebed. Kom ons seën ons paas. Dis tyd om vir ons paas te bid. Hulle aan te moedig en hulle toe te spreek met waardering en hoop. Nou, ek wil vir Pastor Chris vra, hy gaan vir ons ietsie doen. Ons wou nou eintlik 'n video gewys het, maar hy wil nie vir ons reg gewerk het nie, so ons gaan 'n demonstrasie doen. So sal jy vir ons vorentoe kom. Ons het vir hom 'n swaard gekry. En ek gaan vir hom vra. Ek dink jy gaan altyd kan doen. Hy gaan dit vir ons vashou. En ek wil vir hom vra, neem jy die swaard en hou dit reguit voor jou uit. Hoe meer tyd ons met die woord van God in gebed deurbring, en hoe meer ons die Here volg, hoe sterker word ons. Efesiërs 6 sê vir ons, dat die woord van God ons swaard van die Gees is, en dit is ons belangrikste wapen. Aanvanklik sal jy sterk voel en gereed wees, in staat om vas te staan en enige uitdaging in die gesig te staar wat voor jou opduik. Maar God wil hê ons moet mekaar lief hê, mekaar aanmoedig en mekaar verantwoordbaar hou. Want hoe langer ons probeer om die pad alleen te stap, hoe moeiliker raak dit. En ons sien met die swaard. Hy raak nou 'n bietjie swaar, hy het my sê ek nie lank praat. Chris, hoe gaan dit met die swaard? 'n bietjie moeilik. Hoekom? Raak 'n bietjie swaar? Nee, hy's lig. Ek is seker, dit raak al hoe moeiliker, hoe langer jy hom vashou. Nou so is die lewe, en tog probeer mense dikwels so ver as moontlik op hulle eie aangaan. Maar ons het mekaar nodig, en God gee ons die krag wanneer ons saam staan. Daar gaan tye wees wanneer jy alleen bestaan, maar moenie dit uit trots en uit koppigheid dit doen nie. As jy hulp nodig het, vra. Hy sê hy het hulp nodig. Watter van die paas hier so is bereid om hom te kom help? Om hierdie swaard op te hou? As jy sieke broer het hulp nodig, staan saam met hom.
asseblief. Behandel hom soos wat jy graag behandel wil word. Ek dink een gaan nie genoeg wees nie. Ek dink ons paas met almal voor moet kom. Dis baie beter. Kom ons skryf so 'n bietjie op dat almal 'n geleentheid kry om te help. Dis baie makliker. Is baie makliker. Baie dankie. Die paas kan nou sommer hier voor bly staan, jy kan maar omlaat staan. Dit was nie so maklik nie. Soos kan sommer sê vir almal. Kom ons draai so, wil jy met so draai. Nou, hierdie is 'n demonstrasie vanoggend vir Chris wat as 'n geestelike pa gestaan het. Maar net so is hierdie 'n demonstrasie vir ons jong manne wat vanoggend hier is. Hier's nie baie van hulle nie. Maar wanneer pa sukkel, wanneer pa dit moeilik met hom gaan, en vir julle wat dalk nog pa's het, ek weet nie of jy veel is wat nog pa's het nie. Daar het jy 'n pa by jou. Is om daar te wees vir 'n pa, om hulle te help, om hulle die las te laat dra. Chris gebruik altyd die voorbeeld toe die kinders kleiner was in die huis en hulle so stout was en nie geluister het nie. En hy het eendag met hulle gesit en toe sê hy, al wat ek vra, help my nie. As julle net julle kan bring en my help, dan gaan dit vir my soveel makliker wees. Dan hoef ek nou nie so kwaai pa te wees. En net so het ons nodig om ons pa's vanoggend op te dra. En ons wil hulle vanoggend kom opdra en ons wil hulle elkeen net 'n geskenkie gee. En net vir hulle baie dankie sê vir hulle vaderlike rol in hulle huis. So ek weet nie wat jy sommer gou daar so uitdeel. Maar jy wil nog ietsie sê? Ek wil net sê, almal van ons soos wat ons hier is deel van 'n gesin. En by meeste van die huisgesinne is 'n vaderfiguur, is 'n vader, 'n pa. En jy weet in daardie huis moet die pa, die priester, die koning en die profeet wees. Hy moet voorstap, hy moet leiding gee. En is nie altyd maklik nie. Ja, hy het die woord. Ek weet Josua word geroep en die Here sê vir hom dat my diensknegt is dood. Moses is dood. Maak die volk klaar en jouself en dan trek jy dit deur die Jordaan en neem die regmatige plek in. Maar dan sê hy hierdie met die rigsnoer wees, die woord van God, Torah. Nee, want hy sê hierdie wet moet die rigsnoer wees. Nou wet is Torah en die woord en as ons dit verklaar is dit die woord van God. Moet die rigsnoer wees van jou lewe. Bedink dit, laat jou mond daarvan vol wees en pas dit toe, dan sal jy geseënd wees. Nou pa moet die woord vat en hy moet dit toepas. Maar dit is nie altyd maklik nie. Maar wanneer ons as die ander wat deel is van daardie gesin inskakel, onder hom inkom en jy weet, want dit is wat onderwerping wat dit is om onder hom in te kom en hom te help om die taak wat hy moet verrig makliker te maak. En dis hoe dit werk met 'n pa wat sy kinders so 'n bietjie hand uitdruk en dan sit jy en sê, maar ek wil nie kwaai wees nie. Ek wil vir julle goed wees. Ek wil nie die hele tyd beklei nie. Help my. Luister net. Want as julle luister, het ek nie nodig om kwaai te wees nie. So maar op die einde van die dag het elke een van ons as pa wat voor hier staan, almal in die huis nodig om ons te help. En wanneer ons saamwerk, daar eenheid is, dan gebied die Here sy seën. En ons net ons hande uitsteek en dan kom ons bid net vir hom. Aba Vader, Here, ons wil U al die lof en al die eer gee vir hierdie pappas wat vandag hier voor staan. Here, ons sê dankie vir die rol wat hulle speel in hulle huisgesin. Here, dankie dat U hulle opbou, dat U hulle versterk, Here. Here, dankie dat U saam met hulle is. En Here, dat U hulle deurdra wanneer dit nie so goed gaan nie. Ja. Dankie vir wysheid en vir insig, Here. En Here, ek dink dis een van die belangrikste dinge wanneer 'n man met wysheid hê, 'n pa met wysheid hê. En ons sê dankie dat U hulle toerus met wysheid, Here, met insig, Here. En dankie vir die woord wat U in hulle lewe spreek vanoggend. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Jy kan dit bly. Ja, dat kan maar bly. Oggend dankie. So Chris, ek het job gekry om vir jou 'n briefie te bring. Baie dankie. En ek het dan 'n boodskapie opgeskryf, maar nou jy wil eers kans hê.
Nee, al wat ek wil sê is dat ons waardeer wat jy vir ons doen, die voorbeeld wat jy vir ons stel. En dit is altyd moeilik om 'n skrifversie te kry vir iemand soos jy. Maar dit wat ek wil voorhou aan jou vandag is Jesaja 59 vers 21 wat sê, wat my aangaan, dit is my verbond met julle, sê die Here. My gees wat op jou is en die woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie. En ook uit jou mond van jou, in die mond van jou kroos en in die mond van jou kroos se kroos, sê die Here. Van nou af tot in ewigheid. En hoekom ek sê dit moet bly, want ek glo dit is nie net vir jou nie, ek glo dit is vir ons almal. As ons die voorbeeld stel, dan sê die Here, nie net vir my nie, maar my kinders en my kinders se kinders sal die voordeel daaruit trek. Baie dankie. Baie dankie. En julle vir hom die gebed. Sê weer? En julle vir hom die gebed doen. As Vader van die gemeente. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie vir pastoor Chris wat U vir ons geleen het hierso. Here, dat hy vir ons 'n voorbeeld stel, dat hy vir ons die rigtingwyser kan wees. Ek bid, Here, dat U ons sal seën, dat U ons sal gebruik, Here, en daar waar sy knieë lam raak, Here, dat U ons sal gebruik om hom op te tel en om te ondersteun. In Jesus naam vra ek. Amen. Dankie. Baie dankie. Dankie. Amen. Kan die Bybelslang oopmaak by Johannes 5. Ek gaan daarso lees uit Johannes 5 uit. Johannes 5. Vandag gaan daar klink of ek baie negatief begin. Maar ek gaan positief eindig. Terwyl jy net blaai so na Johannes 5 toe, en so vanaf vers 16 af lees, wil ek net hierdie lees wat ek afgekom het in die week. Dr. John Deloney skryf. Hy sê, Pa, jou kinders sien en neem notisie wanneer jy hulle ma se hand vashou. Wanneer jy vir haar die deur oopmaak en wanneer jy opstaan en haar help om die kruiniersware of pakkies in die huis te dra, sodat sy dit nie alleen hoef te doen nie. Jou kinders sien wanneer jy nie vir hulle ma luister nie, of wanneer jy luister of nie luister nie, wanneer jy 'n dowe oor gooi. Jou kinders sien dit. Wanneer sy met jou praat, sien hulle dit. Hulle sien wanneer jy op jou foon besig is en jou afsny van die wêreld af en die wêreld ignoreer. Jou kinders leer van alles wat jy doen. Hulle leer hoe mense met hulle praat. Of hoe mense met hulle mag praat. Hoe mense vir hulle omgee. Hoe mense vir hulle moet lief wees. Hoe jy jou vrou, hulle ma, hanteer, het 'n direkte impak oor hoe hulle waarde beskou. Hierdie is die een ding wat reg gedoen moet word. Amen. Dit klink baie negatief. Maar dit is so, 'n pa se rol in die huis is so belangrik. Nou kom ons lees eers Johannes voor ek verder gaan. Johannes 5 en ek gaan vanaf vers 16 lees. En hieroor het die Jode Jesus vervolg. Nou wat het vooraf gebeur, was by die bad van Bethesda, het hy die man genees. En dit was op 'n Sabbat. So hulle was nie baie gelukkig met Jesus nie. En hulle het hom probeer doodmaak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God, sy eie Vader genoem het, en hom met God gelykgestel het. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun ook, want die Vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. Gaan net tot daartoe lees.
En dan Johannes 8 vers 38, ek wil net so versie daar lees. Johannes 8 vers 38. Jesus sê, ek spreek van wat ek by my Vader gesien het. En julle doen ook wat julle by julle Vader gesien het. Nou praat hy met die Fariseërs en die wetsgeleerdes en hy sê, ek sien en ek doen wat my Vader gedoen het. Julle is besig om te doen wat julle Vader gedoen het. En ons sien in vers 44, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. So hy praat met hulle en sê, dit is wie julle as vader is. Nou die ouerlike voorbeeld, ek dink is die belangrikste. Ons sien dit elke dag in ons lewe, ons hoor dit. Ek is maar soos my pa. Ek doen maar wat my pa gedoen het. Ek tree op soos my pa opgetree het. As my pa so was, dan is ek ook nou so. Ongelukkig is hierdie voorbeeld nie altyd die beste voorbeeld wat daar is nie. En ek wil nie vanoggend kom en paas oor die vingers tik nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Ons gaan nou by die ander gedeelte uitkom. Maar dit word 'n bose kringloop. Want soos wat die van generasie tot generasie gebeur dit, as daar iets verkeerd is, dan sê die seun of die pa, maar my pa het dit so gedoen en ek gaan dit so doen. En wanneer dit by die goeie goed kom, dan is dit goed. Maar wanneer dit by die slegte goed kom, is dit nie so goed nie. En daardie kinders, en ek praat van dogters en seuns, nie net seuns nie. Dit is die voorbeeld wat hulle ontvang van hoe hulle moet optree. 'n Goeie voorbeeld daarvan, toe ek 'n kind was, het my ma by 'n plek gewerk wat grafstene gesny het en die goed opgesit het, die woorde opgesit het. Daar's 'n man wat daar gewerk het. Hy kon vir jou spek, hy het nie net spek geskiet nie, hy het sommer 'n hele vark geskiet. Nou my ma vertel ons eendag, en ek wil dit graag vertel, want dit was so snaaks. Nou ons het by Alleman Noord groot geword, ek weet nie of een van julle al ooit daar was nie, maar die rivier is vreeslik breed daarso, waar jy oor die rivier gaan. En nou vertel hy vir hulle, weet jy wat, ek het nou hierdie naweek gaan visvang. Hy sê, maar weet jy wat, toe ek cast, toe ek gooi, toe gooi ek reg oor die rivier. Hy sê, aan die ander kant van die rivier is daar 'n haas, en toe hak ek die haas, kan julle dit glo? En toe kontrol ek nou daai haas van daai kant af, reg deur tot hierdie kant, en ons het lekker haaspastei geëet hierdie naweek. So en almal het geweet, ou Piet, hulle het hom genoem Piet Grootlieg. Dit was sy naam agter sy rug, met natuurlik nou nie voor hom. Maar Piet Grootlieg het 'n seun gehad. En eendag kom Piet Grootlieg se seun daar so, en hy begin ook stories vertel. En hy kry toe nou die naam Klein Piet Grootlieg. Maar dit is wat gebeur. Dit is die voorbeeld wat sy pa vir hom gestel het. En dis die voorbeeld wat hy gedoen het. Nou, Jesus wil die siklus kom breek. Jesus wil hê dat ons nie moet sê, maar weet jy wat, dis nou maar hoe dit is. Ek is so gebore en so gemaak en dis nou maar hoe ek is nie. Hy wil daai bose kringloop wil hy kom breek. Jy sien, hy wil hê die fondasie van die gesin moet Jesus Christus wees. Maar ongelukkig het die fondasie van baie gesinne, as gevolg van hoe die pa groot geword het dit verwerping geword. Die fondasie van verwerping. Die fondasie van woede. Die fondasie, ek het 'n paar goed hier neergeskryf, maar jy kan dit vir jouself gaan dink. Verslawing. Die fondasie van vervloeking is daar gestel. Maar Jesus sê, ek wil daar die bose kringloop kom breek. Want ek wil hê die fondasie moet wees Jesus Christus in die huis. Jy sien, maar daar's baie krag wat 'n vader in die huis het. Is 'n groot verantwoordelikheid op 'n man wanneer hy 'n vader word. Of wanneer as 'n vader optree vir iemand, want hy stel die voorbeeld. Maar wanneer ons sien baie keer, as ek kyk na baie families, dan sal jy sien, daar's een seun, of een dogter, wat slaafs die pa navolg. As die pa alkoholist is, dan is hy 'n alkoholist, of sy is 'n alkoholist. Maar dan sien jy kry, van daai hele gesin, daar's dalk 3 of 4, dan is daar een, wat sal sê, maar weet jy wat, ek wil nie so wees nie.
Ek wil anders te wees. Ek wil nie dieselfde wees nie. En een van die, as jy gaan kyk daarna, een van die belangrikste goed wat gewoonlik in daardie jong man of jong vrou se lewe gebeur het, hoekom hulle verander het. Gesê, ek wil nie so wees nie. Dis omdat hulle tot wedergeboorte gekom het. Hulle besef het, maar ek wil nie verwerping as die hoeksteen van my huis sê nie. Ek wil nie woede as die hoeksteen van my huis sê nie. Ek wil nie verslawing as die hoeksteen van my huis. Ek wil Jesus Christus as die hoeksteen van my huis sê. Jy sien, want Jesus het nooit sonder die Vader opgetree nie. Alles wat Jesus gedoen het, en ek gaan nou 'n paar verse vir ons lees, sien ons. Jesus het niks sonder die Vader gedoen nie. Kom, ek gaan dit vir ons lees, Johannes 5 vers 30. Ek kan uit myself niks doen nie, sê Jesus. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader, wat my gestuur het. Johannes 6 vers 38. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom, wat my gestuur het. Johannes 8 vers 28, en sien, is alles in Johannes het verskriklik baie verse oor dit. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie. Maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Johannes 12 vers 49, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Ek gaan net tot daarso lees. Jy sien, Jesus het nooit op sy eie gehandel nie. Hy het nooit apart van die Vader gehandel nie, hy het altyd saam met die Vader gehandel. Hy het verstaan wat dit is om met die Vader een te wees. Hy het nie die Vader se autoriteit kom oorneem op aarde nie. Glad nie wat hy kom doen dit nie. Maar hy het sy krag uit die autoriteit van sy Pa gekry. En daarom is dit so belangrik dat in 'n huis 'n vader die autoriteit in die huis moet hê. Wanneer enigiemand anders behalwe die Vader die autoriteit in die huis het, wanneer 'n kind in 'n huis autoriteit oor die Pa het, dan is daar 'n probleem. Dan is daar anargie. Dan is daar regtig waar 'n probleem van ongehoorsaamheid, geen dissipline nie. Want die Vader is die een wat die autoriteit in die huis het. En niemand mag die Vader se autoriteit oorvat nie. En ons sien met Jesus wat die ideale voorbeeld is, hy het nooit bo sy Vader gewerk nie. Hy het altyd in die krag van sy Vader se autoriteit het hy opgetree. Ons sien 'n baie goeie voorbeeld hiervan. As ons kyk na die Jode, en ons almal weet Jode is baie goeie besigheidsmense. Hulle besighede. Wat gewoonlik gebeur, die Pa het die besigheid oorgeneem van sy Pa. Sy Pa het hom al die jare geleer tot op 'n sekere ouderdom en toe het hy die besigheid oorgevat. Maar ons sal sien dat sal die naam gewoonlik daar Sons and Sons of Father and Son of die naam van die besigheid and Sons. Dus die seun sal altyd daarby wees. So die naam, die van dis die naam van die besigheid and Sons. Want as hy seuns het, dan is die seuns deel van die besigheid. En die seuns word van kinderjare af, word hulle geleer, dis hoe ons besigheid doen. Die Pa kry die eer vir hierdie goeie besigheid, maar wanneer die seun oorvat by sy Pa, dan vat hy eintlik nooit regtig waar die autoriteit oor, tot die Pa nie meer leef nie. Hy is nog steeds onder sy Pa se autoriteit met die besigheid. Sy Pa het hom geleer, dis hoe jy dit doen. En dan gaan hy, wanneer hy 'n seun het, dan vat hy sy seun en sy kom, laat Pa jou leer, dit is hoe ons besigheid doen. Dit is wat ek van jou verwag. En wanneer daardie besigheid goed doen, dan sê hy, joh, daai man, hy kan goed besigheid doen. Maar wanneer sy seun goed doen, dan sal hulle sê, sjoe, daai Pa het sy seun goed geleer. Sy Pa het hom geleer om besigheid te doen. Maar die Pa het altyd die autoriteit. Die autoriteit word nie weggevat van die Pa nie. En dit is die belangrikste negatiewe gedeelte
wat ek nou wil klaarmaak mee. Want die pa het die autoriteit in die huis, en dit is wat hy moet doen. En Jesus is die beste voorbeeld. Maar kom ons gaan na die positiewe kant toe. Wat gebeur wanneer 'n pa 'n man tot wedergeboorte kom? Daar's 'n paar dinge, ons almal, dis nie nou net die man nie, maar ons almal as ons tot wedergeboorte kom, maar ek wil dit juist vir die pa gebruik vandag. Daar is 3 dinge wat verander in sy lewe. Die eerste ding, hy ontvang 'n nuwe DNS. Nou eintlik DNA is die Engels, DNS is die Afrikaans. Hy ontvang 'n nuwe DNS. Nou wat is 'n DNS? Wat beteken dit? Ek het nou net so afgeskryf. Dis 2 langstringe nukleotiede wat saam tot 'n dubbelspiraal buig. Jy weet hulle daai 2 lyntjies wat so draai, dis wat dit is. Dit is 'n draer van erflike inligting in alle bekende organismes en selfs in sommige virusse. Dit is die genetiese inligting binne in die selle van die liggaam wat help om mense te maak wie hulle is. Dis soos 'n bloudruk van 'n huis, 'n plan van 'n huis. In kort, dit bevat erflike inligting van elke persoon. Dit bepaal jou haarkleur, dit bepaal jou oogkleur, dit bepaal hoe jy lyk, dit bepaal wie jy as mens is. So aan die ander woorde, al jou erflike inligting, en dit bepaal selfs die siektes wat jy dalk mag hê in jou liggaam. Baie keer is dit 'n oorerflike diabetes of 'n oorerflike hoë bloeddruk of 'n julle verstaan wat ek bedoel daarby. Dis alles deel van die DNA of die DNS wat ingeskryf is in die DNS. So, ons kan nou ook, as ons wil, my tannie het dit gedoen, en sy bly in Australië, en ek en sy praat eendag, en sy sê, weet jy wat, ek het my DNA laat toets, om te kyk wie ek is en waar ek vandaan kom. En dis wat hulle kan doen. En dit sê vir jou, jy is soveel persent Skandinavies, jy is soveel persent Engels, jy is soveel persent van Afrika, dit gee al hierdie goed. En sy sê, sy was in Noorwe gewees, en toe sy daar kom, toe voel sy sommer tuis, asof sy by die huis is. En toe haar DNA nou terugkom, toe sê hulle, nee, sy is nou meerderheid Noorwe, van 'n Noorwese herkoms. So dis hoekom sy sê, dis hoekom sy nou so gevoel het. Ek weet nou nie of dit nou regtig so is nie, I don't know, maar dis soos wat sy gesê het. So dis, ons almal het 'n kombinasie van nasionaliteite en kulture in ons lewe, wat deel van ons lewe vorm. So, wat gebeur wanneer ek tot wedergeboorte kom? Ek ontvang 'n nuwe DNS. Daai DNS is geskryf deur God. Hy het my DNS geskryf. Nou wat baie belangrik is om te besef, wanneer ek tot wedergeboorte kom, is daar goed wat verander in my lewe. My gees en my siel moet verander. Maar my liggaam verander nie. Ek gaan nou nie skielik 10 cm langer wees, omdat ek nou tot wedergeboorte gekom het. My DNS, soos wat dit geskryf is, gaan nie verander nie. Dit is nog steeds so. Maar ek het 'n nuwe DNA, of 'n diep DNS, en dis wat God my gee. En dit is wat my die autoriteit gee, oor hierdie DNS van die vlees. Wat vir my DNS van die vlees kan sê, hey man, vergeet van diabetes en van wat ook al wat jou oupa grootjie en jou wie ook al gehad het. Ek het vir jou 'n nuwe DNS geskryf. Ek het vir jou iets nuuts gegee. Ek verskaf dit. En wanneer ons tot wedergeboorte kom, dan ontvang ons 'n gees van aanneming, want ons is nou aangeneem deur die Vader van alle vaders. Deur die Vader, God die Vader. Ek word aangeneem deur hom. Jy sien, want nie een van ons is Jode nie. Nie een van ons is Israeliete nie. Ek sien daar's nou 'n nuwe beweging, hulle noem hulle self die Israeliete. Maar hulle is nie Israeliete nie, hulle is nie as Jode gebore nie. En hulle keer terug na die wette toe. Weet nie hoekom nie. Want Jesus Christus het die prys betaal, dat ons nie hoef terug te keer na die wette toe nie. Maar ons is ingeënt in die boom. Ons is nie van geboorte af, outomaties, omdat ons Israeliete is en gebore as Israeliete, deel van die boom nie. Maar Jesus het juist die prys betaal, sodat ek en jy kan deel word van hierdie boom.
So eerstens, ek kry 'n nuwe DNA of die DNS. Die tweede ding wat ek kry 'n nuwe bloedlyn. Jy sien, ons hoor so baie van bloedlynvloeke. Het jy die bloedlynvloeke afgesny? My broer, jy moet alles afsny, ja, jy moet. Maar wat het dan gebeur toe ek tot wedergeboorte gekom het? Is daai bloedlynvloeke dan nie dan afgeskryf nie? Want ek het dan 'n nuwe bloedlyn. Want my nuwe bloedlyn is God die Vader en Jesus. Dis nie meer oupa grootjie se kanker en ouma grootjie se groottoon wat skeef is en wat nie. Ek het 'n nuwe bloedlyn. En daai bloedlyn is deur die bloed van Jesus vir my gekoop, sodat ek 'n nuwe bloedlyn kan hê. Romeine 8 vers 15, ek wil net so toe blaai. Dis baie dinge wat in Romeine vir ons dit mooi verduidelik. Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Ons het 'n nuwe bloedlyn. Jesus Christus. Ons het nie meer 'n ou bloedlyn nie. En Jesus het dit vir ons bewerkstellig. Deurdat hy op die kruis vir ons gesterf het, deurdat hy sy bloed vir ons gevloei het. Nou is ons ingeënt in die boom in. Jy kan Johannes 15 gaan lees. Johannes 15 vertel mooi van, ons was nie deel van die boom gewees nie, maar ons is ingeënt. Maar dan sê hy ook, as ons nie vrug dra nie, wat doen hy? Hy word uitgeknip. So ons het 'n nuwe bloedlyn. Ons het nou voorregte en voordele wat ons nie voorheen gehad het. Is dit nie awesome? Maar ons het ook iets anders te bygekry. Ons het nuwe verantwoordelikhede bygekry. So dit is baie belangrik. Dit is 'n groot verantwoordelikheid om 'n kind van God te wees. Die derde ding wat ek nou gekry het, is 'n nuwe identiteit. Ek ontvang 'n nuwe identiteit wanneer ek tot wedergeboorte kom. My identiteit begin en eindig nou by wie God sê ek is. Ja. Nie by wie enigiemand anders te sê ek is nie, maar by wie God sê ek is. My vleeslike eienskappe wat ek by my familie gekry het, ek gesê, gaan nie verander nie. Dit is deel van my vlees. Maar nou is ek gebore uit God die skepper. Hy is die skepper. Ons sien Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Nou die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. So nou is ons geskape na die beeld van God. Jeremia 1 vers 5 sê God vir Jeremia, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Hy ken ons. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. So nog voor ek gebore is, het God al reeds geweet, daar gaan 'n dag kom, dat ek 'n nuwe identiteit gaan hê, 'n nuwe bloedlyn gaan hê, 'n nuwe DNA gaan hê. En dis die dag wanneer ek die keuse maak, om tot wedergeboorte te kom, om Jesus Christus aan te neem, en hom as my verlosser en saligmaker aan te neem. Maar daar moet iets gebeur, vir dit om te gebeur, ek moet 'n keuse maak, en sê, ek wil hom aanneem as my verlosser en saligmaker. Net soos die Joodse vader en die seun, daai seun het voorregte en voordele, wat die ander werkers nie daar het nie. Hy werk daar in die begin, soos net as 'n werker, want dis hoe hy leer. Sy pa sê vir hom, okay, ons maak skoene, dis hoe ons skoene maak, kom, jy gaan nou eers, gaan jy die leer, gaan jy skoon maak. Maar jy het voorregte en voordele, wat die ander wat dit doen nie het nie, want jy is die seun van die eienaar. Jy is die seun van die eienaar. So al doen hy al daai goed, het hy voorregte, wat die ander nie het nie. En net so, het ek en jy voorregte, wat ander nie het nie, omdat ek tot wedergeboorte gekom en daai keuse gemaak het, omdat ek 'n Vader in die hemel het, wat vir my sorg, wat vir my voorsien. En die seun dra die gesag van die Vader, net soos wat Jesus dit gedoen het. Hy het die verantwoordelikheid gevat van die besigheid, maar hy het nie die autoriteit gevat. Totdat sy pa die dag vir hom sê, okay seun, nou ek is nou klaar.
En hulle werk tot hulle nogal redelik oud is, maar daar kom 'n dag wat hy sê, okay seun, nou gee ek dit vir jou. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderlikbare lig. 'n Goeie voorbeeld van iemand wat verander, is die Samaritaanse vrou by die put. Sy is bekend as 'n slegte vrou. Sy gaan nie eers water skep wanneer die ander vrouens water skep nie. Sy trek al by haar 5de man, my magtig. Hoeveel mans wil sy? En almal sien dit, en almal ken haar, hulle weet wie sy is. En hulle praat heel waarskynlik van haar, daar gaan hy ou, weet jy geweet, sy sal by haar 5de man. Jy weet, dis hoe dit is met vandag ook maar spook hoe dit is, nee. Maar sy gaan na die put toe, op 'n tyd wanneer niemand anders gaan nie, maar daar is iemand wat daar vir haar wag, en Jesus wag vir haar. En hy deel met haar. En ons sien die verskil wat gebeur wanneer sy 'n nuwe identiteit in Christus het. Want wat doen sy? Wanneer sy die goeie nuus hoor, sy los haar bak, sy los alles, daar gaan sy. En sy gaan vertel vir almal van hierdie man wat sy ontmoet het by die put. Sy vergeet dat hulle gaan dink sy's 'n slegte vrou. Sy vergeet van haar verlede, van alles wat gebeur het. En sy kry 'n nuwe identiteit. En sy gaan. Johannes 4 vers 39, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo. Hoekom? Oor die woord van die vrou wat getuig het. Sy wat die slegte vrou was, wat kom getuig het oor wie God is, wie Jesus is. Van haar woord het hulle tot wedergeboorte gekom, het hulle gekom tot geloof. Sien, maar dit is wat wedergeboorte doen. Dit verander my identiteit, dit verander my bloedlyn, dit verander my DNA. Nou is ons identiteit in Jesus alleen. Dit is nie in my brand klere wat ek dra nie. Sien, baie mense, ek dra net brand klere. Dat is net 'n voorbeeld. Maar my identiteit is nie in daai brand klere nie. Daar's baie mense wat se identiteit lê in die groot huis wat hulle inbly. Maar dit is nie wat jou identiteit maak nie. Dis wie jy hier binne is, wie Jesus Christus jou gemaak het. Baie keer, ons sal sien vandag se tyd, sosiale media, is baie mense se identiteit, is in hulle sosiale media platform wat hulle geskep het. Almal moet hoor wie hulle is en wat hulle doen en al daai dinge. Maar wie is ek regtig? Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want dit is nou my identiteit. Ek is 'n kind van God. Want jy het dit nie ontvang, en ek het dit nou nog gelees, 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So ons identiteit het nou verander. Maar nou is daar nog iets, boonop daai 3 goed, wat verander. En dis een van die belangrikste dinge. Ek word nou 'n mede-erfgenaam. Ek is nou 'n mede-erfgenaam vir die koninkryk van God. Romeine 8 vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom bly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Jy sien, ons word nou 'n begunstigde in 'n erfporsie. Nou as jy kyk na die woord begunstigde, die kernwoord is guns. Begunstigde. So die kernwoord is guns. Ek het nou guns by die Vader. Ek het nou guns in vir die Vader se oë. So ek is nou 'n begunstigde van 'n testament. Jy sien, wanneer ons ouer word, dan skryf ons mos nou maar ons testament. Eintlik moet ons dit doen, al is ons nog nie oud nie, al is ons nog jonk. Ons skryf 'n testament en dan sê jy, wanneer ek sterf, dan moet Piet nou my swaard kry en Sannie moet nou hierdie kas kry en weet ons baie kry so detail. Party sê sommer ag as ek doodgaan, alles
gaan na pa toe, of alles gaan na ma toe, of alles gaan na die kinders toe, of wat ook al. Maar 'n testament word gewoonlik uitgemaak, en ek wil dit lees. 'n beginste is iemand wat voordeel het, eerstens, wat vooraf geïdentifiseer is, tweedens, en wat vooraf aangestel is om iets waardevols te ontvang. So jy gaan nie sommer enigiemand in jou testament skryf nie. Jy gaan mos nou kies. Dit gaan iemand wees wat jy ken. Dis gaan iemand wees wat jy guns voor wil gee. En dis hoekom jy 'n begunstigde genoem word. En dis gewoonlik iemand wat in jou bloedlyn is. So in wie se bloedlyn is ons? Ons is in Jesus se bloedlyn. En daarom kry ons die guns om deel te wees, om erfgename te wees van 'n erfporsie. En dit is om eendag ewige lewe te hê, om saam met hom te regeer, saam met hom te wees in die hemel. Ons erfenis is in Christus. Dit kan nooit vergaan nie, dit kan nooit bederf nie, dit sal nooit agteruit gaan nie, en dit sal nooit vervang word. Dit sal nie een van daai dinge sal ooit gebeur nie. Maar ons moet ons geloof in Jesus Christus verklaar. Ons moet verklaar dat ons weet dat hy dood is en dat hy weer opgestaan het uit die dood uit. En dat sy bloed vir ons die prys betaal het. Ons moet erken dat ons kinders van God is. Ons naam word dan op die lys van begunstigdes geskryf. So daai testament, ek kan net myself indink, hoe moet die testament daarbo lyk? Hy moet 'n lang testament wees, met almal se name wat begunstigdes is in hom. En dan word my naam bygevoeg, om deel van die erfenis te wees van dit wat almal saam met my gaan ontvang. Word 'n erfenis ooit verdien? Nee, 'n erfenis word nie verdien nie. Dit word vrylik gegee. Want nie een van ons verdien eintlik om dit te ontvang wat ons gaan ontvang. Maar deur die bloed van Jesus, dit prys wat hy vir ons betaal het, deur die Vader wat bereid was om sy seun te gee, vir elkeen van ons wat hier sit, het ons die geleentheid ontvang om begunstigde te word, om 'n nuwe DNA te hê, 'n nuwe bloedlyn te hê, 'n nuwe identiteit te hê, en dan nou die beste van alles, om mede-erfgename te wees saam met Jesus Christus. Om nou te sê, ek is deel van 'n uitverkore geslag, 'n priesterlike, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Ons kan deel wees daarvan. Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Is dit nie awesome nie? So Paas vandag, ek wil vandag vir jou sê, dit is nooit te laat om te verander nie. Ek glo almal wat hier sit, is iemand wat hier sit wat sê, ek het nog nooit my hart vir die Here gegee. Ek glo almal wat hier sit, het al daai stap geneem. Maar wanneer ek daar kom, en ek is 'n pa, dan is dit daardie voorbeeld wat ek nou moet stel. Ek moet nou vir my kinders kan sê, kinders, kom sit, daar het iets in my lewe gebeur. Ja, ek het boublokke vir julle gegee in die verlede. Daai boublokke was dalk verwerping. Daai boublokke was dalk woede. Dit was dalk verslawing. Dit was dalk wat ook al. Daar's hordes goed wat ons kan opneem, wat ons 'n lys van kan gaan maak. Maar vandag kies ek om te sê, ons haal al daai boublokke, ons gaan hierdie gebou afbreek tot by die fondasie. En ons gaan 'n nuwe gebou bou. Maar die hoeksteen van hierdie gebou gaan Jesus Christus wees. Dit gaan nie iets anders as dit wees nie. Terwyl ek gebid het oor hierdie, die Here iets op my hart gelê, en ek wil dit graag doen. Ek wil vandag iets anders te doen. Ek wil al die jong manne wat hier is, wat nog nie paas is nie. Ek wil julle moet opstaan vir my vandag.
Jaden. Dan, dit is vir almal. Kan ek julle vra, sal julle bereid wees om vir my vorentoe te kom? Die Here het net op my hart gelê om hierdie te doen vanoggend. Staan net vir my 'n bietjie vorentoe. Kyk maar vir my, draai so net vir my kyk. Hierdie 3 manne wat hier staan vanoggend, het nog nie paas gewees nie. En Jaden, hoe oud is jy? Hy's 13. Hy's nog hopeloos te jong vir dit. Maar daar is 'n toekoms wat vir hom wag as 'n pa. Vir Elia, daar is 'n toekoms wat vir jou wag as 'n pa. Vir jou, Josh, daar's 'n toekoms wat vir jou wag as 'n pa. Hierdie boodskap vanoggend. Kan jy dalk sê, "Jog, dankie tog, ek is nog nie 'n pa nie." Maar ek het nou hierdie gehoor en nou weet ek, my pa was dalk nie die beste voorbeeld nie. Maar ek het nog 'n kans om hierdie bose kringloop te breek. Dan wil ek vra, julle wat paas is, dat julle nie vir my agter hulle kom staan nie. Want ons wil vanoggend vir hulle bid. Here, dit het op my hart gelê. Ons gaan vir hulle bid. En wat dalk snaaks klink, want ek meen hy is 13 en dan het hy voorgestaan. Maar hy gaan dalk nog ek ons glo, julle gaan altyd nog paas word. Miskien nie, dalk nie, word jy nou nie 'n fisiese pa van 'n babietjie nie, maar jy word iemand se geestelike pa. Of jy is vir iemand se voorbeeld as 'n pa. Want dit gaan nie net oor biologies nie. Dan moet jy hierdie boublokke reg kan hê. So ek wil vanoggend vir julle 3 bid. En ek wil die Here vertrou dat hierdie paas wat om julle staan, vir julle daar gaan wees, wanneer julle eendag daar kom. Maar dat hulle vir julle 'n voorbeeld gaan wees. Sodat wanneer julle daar kom, dat julle na enige een van hulle toe kan draai en sê, "Jy's 'n pa, gaan jy my kan help? Gaan jy vir my 'n bietjie raad kan gee? Gaan jy dit of dat vir my kan doen?" Dalk gaan julle eers nie bly nie, of hulle gaan dalk intussen al afgesterf het of wat ook al. Maar julle gaan weet, daar was 'n dag wat daar vir my gebid is. En dat ek die fondasie vir my kinders gaan reg gee. So kom ons steek net julle hande uit na hulle toe, sit julle hande op hulle, kom ons bid vir hulle. Vader, Here, U het hier op my hart gelê, so dit is nie uit my uit nie, Here. En daarom kom ek nou vanoggend en ek plaas hierdie 3 jong manne in U hand. Here, U weet wat hulle toekoms inhou. Here, U weet dat as Vader, Here, ons baie kere verskoning het van ek is so, want my pa is so. Here, ons kom en ons breek enige bose kringloop wat daar is oor hulle lewe nou in Jesus naam. Elke boublok wat gebou is, wat nie van U af is nie, breek ons nou af in die naam van Jesus. En ons sê dankie, Here, dat U plaas in hulle lewe as jong mans nou die boublok, die fondasie, die hoeksteen, Jesus Christus. En ons sê dankie, Here, dat hulle lewens bou op daardie hoeksteen. En vir hulle kinders, vir hulle agterkleinkinders, vir hulle agteragterkleinkinders, sodat die bose kringloop hier gebreek word en daarvan hier af 'n fondasie van Jesus Christus sal wees. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Sê julle kan Amen. Dis die boodskap volgende. Stap uit in hierdie week, stap uit in geloof en weet, ek is wie God sê ek is. Ek is nie wie enigiemand anders sê ek is. En vaders, gaan geniet julle Vadersdag. Ek hoop as julle lekker verrassings, julle nog nie gekry het nie, dat julle ietsie gaan kry en dat julle ten minste net 'n lekker dag gaan hê en lekker bederf word. Jy maak so dit dan loop af 'n bietjie bederf. Nog
So, ek gaan vir ons afsluit, daar's nie, as daar behalwe as enigiemand is wat regtig waar Here op jou hart iets gelê het, wil jy nog iets gedeel het? Sorry, okay, so ek het ons gisteraand toe ons gebid het ons spesifiek vertrou vir woord vir mense. En ek voel ek gaan ongehoorsaam wees as ek nie deel nie. So ek het nou nie die versie by my nie, maar 2 Korintiërs 2 vers 14 ek dink presies. Tannie Anel, die Here het my net aan op my hart gelê gisteraand soos wat ons bid en al wat ek het gesien het is lavender in 'n veld. Soos daai lavenderblommetjies wat so die persblommetjies en ek wou eintlik nie gedeel het vanoggend nie want ek dog toe nee dit moenie gebeur nie, ek moenie praat daaroor nie. Maar toe Tannie instap met Tannie se pershare. Dis dit net asof die Here vir my sê nee, jy moet praat vanoggend. En die Here lê net 2 Korintiërs 2 op my hart. Aan die einde se kant praat die woord spesifiek van, ek sal dit net so uit my kop uitpraat, dit praat spesifiek van die geur wat ons afgee vir die Here. En ek ervaar net hoe die Here vir my sê vir Tannie, is dat Tannie gee goeie reuk af vir die Here. En dit is 'n blessing vir hom. Dis 'n lekker geur. Dit is iets wat hom laat glimlag. En hoe lief hy Tannie het as gevolg van dit. En verder as ons daarso lees, sê dit vir ons dat daai geur wat ons vir die Here gee, is ook iets wat mense rondom ons agterkom. En vir mense wat kinders van die Here is dit 'n blessing. Dis iets wat hulle nader aan God bring. Maar vir mense wat nie kinders van die Here is nie, is dit soos 'n doodsgeur. Want dit is nie vir hulle lekker om dit te ruik nie. Want dit sê vir hulle dat daarso is 'n God, daarso is iets anderste wat hulle moet aanvaar. En dit is dalk 'n dryf vir hulle om die Here te aanvaar. En ek voel net ek moet dit met Tannie deel vanoggend. Hoe Tannie 'n goeie geur is vir die Here en vir die mense rondom Tannie. Nie net vir die Christene nie, maar vir die mense wat nie die Here ken nie. En dit is 'n motivering vir hulle om die Here te ken. En ek wil net graag vir Tannie bid vanoggend as dit reg is. Ek gaan net my hand so uitsteek. Vader, ons wil net kom en dankie sê vanoggend vir Tannie Anel, Vader. Ja, ons weet dis Vadersdag vanoggend, Vader, en hoe ons die eer aan die Vaders kom gee vanoggend. Maar Vader, ons wil kom en dankie sê ook vir Tannie Anel wat agter haar man staan, Vader. Wat 'n goeie reuk gee. Dit is nie net vir haar nie, maar vir haar man ook, omdat hulle een is, Vader. En hy is dalk nie vanoggend hier nie, Vader. Maar Vader, ons weet daar waar hy in die hospitaal is, gee hy ook 'n goeie reuk af, Vader. Is hy ook besig om 'n glimlag op Jesus se gesig te sit, daar waar hy is, Vader. En Vader, ek wil kom en dankie sê dat soos wat Tannie Anel hierso is, omdat oom Johan nie is nie, Vader, dat dit nie haar hartseer sal maak nie, maar dat dit blydskap in haar hart sal bring, Vader. Want daar waar hy is, Vader, is hy besig om 'n blessing te wees vir u. Al is hy in 'n hospitaalbed, Vader, ons dankie, Vader, dat mense rondom hom gesond sal word, Vader, en dat hulle blessing sal ervaar, omdat hy daar is, in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons hou ons sommer nou besluit, dan gaan ek ons afsluit. Maar Vader, ons wil net vir u dankie sê vir hierdie geleentheid vanoggend om so saam te kan wees en saam u woord te kan lees. En Here, net te kan hoor hoe goeie Vader u is. En Here, die impak wat u wil maak in ons vaders vandag. Here, ons wil u al die lof en al die eer gee. Vir ons vaders wil ons vanoggend kom bid, Here. Ons het al vir gebid, maar ek wil net bid vir 'n spesiale blessing vanoggend op hulle lewens, Here. Here, die goeie dinge wat gebeur, wil ons dankie voorsê. Here, en dit klink so negatief hierdie boodskap in die begin, maar Here, ek wil dankie sê vir elke pa wat sy hoeksteen as Jesus Christus nog al die jare gehad het. En ons loof u daarvoor, ons prys u daarvoor. En ons sê dankie, Here, vir die impak wat u as hemelse Vader in elke pa se lewe het. Ons prys u daarvoor in Jesus naam. Ek wil vra, kom ons staan net. En dan wil ek net die seën oor julle spreek. Here, u is waardig. Aan u al die lof en al die eer. Here, ons as u kinders, Here, dankie
vir die voorreg. Ons eer U. En Vader, my gebed nou is dat U bonatuurlik deur U Gees net by elkeen sal stil staan. Mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees. In Jesus naam bid ons. Amen.